Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier te wees. Dankie vir die son wat skyn, dankie vir die lekker dag wat ons kan beleef. Dankie dat dit ons u opstanding kan vier vanoggend, dat ons weet dat u het opgestaan op die eerste dag van die week, u die dood oorwin, u het uit die graf uitgekom, u het daar's 'n change gewees op daai eerste Sondag na die kruis. Dis 'n totaal en ander, ek wil amper sê 'n game changer gewees. Here, toe u opgestaan het, u die dood nie net oorwin vir uself nie, maar ook vir ons die angel van die dood getrek, soos wat Paulus later in 1 Korintiërs 15:55 vir die Korintiërs skryf, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? Dis op grond van dit, en ons sê vir die dankie dat u die dood en die doodryk oorwin het, en dat ons nou ook die vrug het, en die geleentheid het, om as kinders van u, te wandel saam met u, met die gees in ons, om dan ook die ewige lewe te beerwe. Maar ons weet ook, Here, dat dit gaan nie net oor die ewige lewe, om eendag by u te wees nie, maar om nou in ons lewens hier op aarde, voor ons sterf, met u in verhouding te wees. En ons wil bid dat u vandag ook vir ons sal help, ook met hierdie tema wat ons mee besig is, ontmoetings met God, en dat u vir ons sal lei, en dat u vir my die ability sal gee, om die woord oor te dra, soos ek dit op die beste van my vermoë kan doen. Ek is net 'n mens, en ek kan baie keer stotter dalk oor my woorde, of wat ook al, of nie heeltemal mooi deurkom nie, maar ek wil bid dat die woord regheid en raak sal wees, en dat dit by elkeen van ons hart sal inslag vind. Dankie vir die liefde en die genade wat u vir ons gee, om hier te kan wees, en Here, ek weet ook dat u met elkeen van ons 'n afspraak het. Ons sal nie hier gewees het as u nie met ons wil praat nie. Daarom wil ek kom bid dat u vanoggend my hart sal kom oopstel vir die woord, dat u my mond sal raak, dat u my lippe sal raak, maar behalwe dit, Here, dat u dan ook by elke persoon, elke individu vanoggend sal kom stil staan. Ek ken nie die mense se behoeftes nie, Here, ek is maar net 'n mens, maar ek ken nie wat is elke ou se diepste behoefte vanoggend nie. Dalk sit hier iemand hier met een of ander vraag in hulle gemoed, of hier sit iemand met 'n soeke, of 'n honger, of 'n beswaar, of 'n hart wat seer is, of 'n hart wat ook al, Here, in rou is, of wat verward is, maak nie saak nie, of net omgekrap is deur die lewe. Ons kom bid dat u kalmte en u rustigheid vandag oor ons sal kom, en dat u vir elkeen van ons, al is dit net een sinnetjie, al is dit net een ietsie, al was dit al reeds deur 'n song, ons net te kom bemoedig dat u by ons is, en dat ons saam met u kan stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet nie of julle kan glo nie, maar ons is by ons laaste formele reeks vir die jaar. Ons gaan vir die volgende 4 weke, gaan ons weer terug na ontmoetings met God toe. Ons het 4 reekse gedoen in die afgelope jaar, wat ons oor ontmoetings met God gepraat het, maar uit die perspektief uit van mense wat in voorbeelde in die Bybel, wat van mense wat God ontmoet het, en hoe die Here hulle lewens verander het. Maar hierdie laaste reeks is 'n baie personal reeks. Dit gaan nie nou meer oor ander mense se ontmoetings nie, alhoewel ons gaan verwys na voorbeelde, gaan hierdie laaste reeks oor jou. Dit gaan oor jou en jou ontmoeting met God. Dit gaan oor jou persoonlike verhouding met die Here. En ek dink dit gaan die reeks so 'n bietjie anderster maak, want ons fokus skuif nou van ander mense se ontmoetings en voorbeelde in die Bybel na hoe staan ek in jy se saak met die Here, en hoe kan ons in 'n persoonlike verhouding met hom wees. En dis hoekom daar ook staan op die tema is dit ek moet God ontmoet. So ons is op bladsy 52 in die boekie. As jy daar wil oopmaak, jy kan notas maak en wat ook al. En ek hoop en ek bid regtig dat die Here vanoggend met elkeen van ons sal praat. Nou, elke verhouding of enige verhouding begin mos met 'n ontmoeting. Ek meen, ons kan nie sê ek ken iemand as ek nie daai persoon ontmoet het nie. So ek dink, as 'n mens wil praat oor 'n verhouding met God, dan moet jy begin by ontmoeting met God. Jy moet weet van 'n dag of 'n oomblik in jou lewe. Dit hoef nou nie, jy hoef nie, almal het nie altyd datums nie. Almal ontmoet nie die Here op dieselfde manier nie. En ek gaan dit vir jou wys ook vandag deur van die voorbeelde wat ek vir jou gaan voorhou. Almal het nie dieselfde getuienis nie. Almal het nie dieselfde omstandighede nie. Partykeer soek ons almal na 'n Damaskuspad ondervinding. Is dit nie so nie? Ons almal wil daai Damaskuspad ondervinding hê. Daai lig wat uit die hemel uitkom, daai stem wat vir ons sê, jy weet, en daai harde stem wat met ons praat, en dan voel ek, joh, nou het ek 'n getuienis, want die Here het my vorige keer, en wat ook al, en soos Paulus hierdie verskriklike ondervinding gehad, en partykeer word jy dalk groot in 'n, kom ons sê, in 'n kerklike huis, en jy is maar van kleins af as jy kerk toe, en jy is van kleins af het jou ouers jou groot gemaak in die weë van die Here dalk, en jy is nog altyd gewoond aan om net
En jy het op 'n stadium dalk jou lewe vir die Here gegee en so ons gaan nou daaroor praat, maar jy voel amper partykeer jaloers as jy hoor hoe ander mense praat en sê ek het dit en dit en dit en ek was so ver van die Here af en dit en toe die Here my gered en nou het ek 180 degrees gedraai en nou het hulle hierdie verskriklike mooi getuienis van hoe God hulle omgeswaai het en jy dink, wow, hoekom het ek nie meer gesondig nie, het ek ook 'n beter getuienis gehad het? Nee, grap. Nee, maar jy verstaan wat ek bedoel. En partykeer sukkel kinders van die Here met geloofsekerheid. En dit is 'n ding van jy kry kort aanvalle wat jy voel, wow, maar ek het nie daai verskriklike getuienis nie en jy sukkel met geloofsekerheid. So hopelik kan ek so 'n bietjie vir jou vanoggend met 'n paar goetertjies help en so aan. Geloofsekerheid is iets wat ek vir baie jare mee gesukkel het. Ek self, my ouers ek was nog 'n jong seentjie geweest toe my pa en my ma tot bekering gekom het. Hulle het hulle lewens vir die Here gegee. Ek dink ek was 5 jaar oud. My sussie Colette was 'n babietjie geweest toe ons vir die eerste keer die binnekant van 'n kerk heen gegaan en my ma het nog vir my gesê die oom gaan stories vertel en ek was bitter teleurgestel want ek nie die oom se stories verstaan nie. En ek wag vir die 3 varkies en nooit gekom nie. Maar in elk geval, Julle hoor wat ek sê, jy het 'n persepsie, maar dan word jy word kerk toe gevat elke Sondag, jy word Sondagskool toe gevat en jy word groot in 'n Christelike huisgodsdiens en allerlei dinge en so aan. En ek het lank nadat ek my lewe vir die Here gegee het ek nog gesukkel om vir myself te kan sê, maar Marius, ek weet jy is gered. Jy is definitief 'n kind van God. Die Here het jou regtig gewas met sy bloed en wat ook al. En ek het lank gesukkel tot ek eendag vir die Here gesê het en ek dink miskien moet ek my getuienis gebruik om jou te inspireer. En ek was al 'n groot mens gewees en daar's baie mense wat nou dalk daarmee kan assosieer. Ek was al 'n groot mens. Ek en Salome was al getroud gewees. Ek het op die myn gewerk. Ek was daai tyd in wat hulle genoem het Krokodilrivier myn, Platinum myn daar buitekant Brits. En ek kon onthou ek moes afgegaan het om springstof te gaan haal vir om die blasting te doen die oggend. En ek sit op die springstofkaste en ek het sit en wag vir die manne om nou die springstof te by die kaste te kom haal en goeders en so aan. En ek is so 'n bietjie vroeër as ek daar as hulle en ek sit op die springstofkas en ek sit daar en ek gaan sit bo op die middelste. Ek het myself dit so mooi uitgemaak. Crosscut X1, 4-skag, Krokodilrivier myn, level 41, gaan sit ek op die middelste springstofkas van die 3. En ek sit en wag so 10 voor 11 die oggend en 11 uur kom die mense om die springstof te kom haal en ek sit my koplampie af en dis pikgiet so wat donker om my onder in die myn en ek sit daar en ek sê vir die Here, ek weet nie of ek die kind is nie. Ek weet ek het op 'n stadium gebid, U moet in my hart inkom. Ek weet ek het op 'n stadium my sonde bely vroeër al, maar ek sukkel om kort twyfel ek. Kort voel ek, maar sê nou dit, sê nou ek was nie opreg nie, sê nou ek het nie die regte woorde gesê nie, sê nou. En ek sit daai dag en ek sê vir die Here die volgende woord, ek sê Here, U weet hoe ek vandag voel. U weet dat ek U in my lewe wil hê. U weet dat ek U die koning van my lewe wil maak. U weet dit, U weet hoe ek nou voel, U weet die bekommernis, ek ken die bekommernis in my hart. Ek wil U vra my vandag te kom help, dat ek nooit weer sal twyfel dat ek U kind is nie. En ek sê, Here, ek gaan hierdie dag onthou. Nou as jy vir my vra, wat was die datum? Ek kan nie vir die datum gee nie, maar ek kan vir jou die insident gee. Ek kan vir jou vertel van daai oomblik, wat ek absoluut alles voor God uitgestort het. En vir die Here gesê het, Here, help my met geloofsekerheid. Ek sê nie, ek het nie vroeër my lewe vir die Here gegee nie. Ek sê nie, al die goeders nie. Ek weet, ek het, maar ek het gesukkel om sekerheid van geloof te kry. Dat ek nooit weer sal twyfel. En daai dag het ek vir die Here gesê, as ek ooit weer twyfel, gaan ek hier terugverwys na Crosscut X1, 4-skag, 4-1 level, 11 uur die oggend op Krokodilrivier myn. Ek gaan die duiwels toe verwys, dat hy weet. Dit is wanneer ek opreg was met die Here. En weet julle wat, daarna het ek nog nooit weer gesukkel met geloofsekerheid nie. Daarna het ek nog nooit weer omgedraai. Ek het vir my insident gekry, ek het vir my 'n plek gekry, ek het vir my 'n definitiewe ondervinding wat ek op kan vashou, want ek kon nie mooi terug onthou van presies waar, hoe en wat ook al en so aan. En ek sê, miskien het jy dit nie eens nodig nie. Dalk sit iemand wat dit nodig het. Ek weet nie hoekom vertel ek hierdie ding goed vir jou nie. Maar ek wil net sê jy moet vanoggend hierdie reeks gaan oor jou ontmoeting met God. Dit gaan oor jou persoonlik en jy verskil van my. Jy sê Marius, jy's anderster, ek weet, maar
ek is nie lekker in my kop nie, maar dalk is jy lekker in jou kop. Maar dalk is jy alright en dalk sukkel jy nie met hierdie goeters nie. Maar ek het al baie keer met mense te doen gekry wat ook gesukkel het. En ek wil dit dalk net vir jou vertel het. So hierdie reeks gaan oor jou, oor jou persoonlik, jou eie selfondervinding en so aan. So voor ek gaan by die skriflesing kom, wil ek net hê jy moet gou iets verstaan oor die skriflesing wat ek vanoggend gaan doen. En ek gaan vir jou lees uit 1 Johannes 5 uit, maar ek gaan hom terugvat van vers 4 af, gaan ek hom net deurwerk na vers 13 toe. Jy moet asseblief die hele boek 1 Johannes gaan lees, onthou konteks is altyd belangrik. Wie is die skrywer, wie skryf hulle, wat aan omstandighede en daai goeders. Maar wanneer jy na 1 Johannes 5 gaan kyk, moet jy altyd onthou, hierdie is wanneer Johannes Jesus aan die gemeentes van wat bestaan het reg oor die bekende wêreld van sy tyd, hy bevestig dat Jesus die Christus is. Hou dit in gedagte. Hy het nodig om, onthou, baie van hulle het nie Jesus as Christus aanvaar nie, en hy wil nou vir hulle wys, Jesus is die Christus. En hy doen dit op die volgende manier. Hy kom in 1 Johannes 5 van vers 4 af, jy kan van vers 1 af lees, jy kan die hele hoofstuk lees, die hele boek lees dis dalk beter, okay, maar ek wil jy net gou saam met my fokus. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, ons praat nou van wedergeboorte. Dink gou aan Johannes 3, Nicodemus, dink aan die hele verhaal met Nicodemus, dink nou aan Johannes wat dit skryf, met dit ook in gedagte. Nou skryf hy vir al die sendbrief aan al die algemene kerk, en hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Dit is baie belangrik, dat jy besef, jou geloof is dit wat jy nodig het. Dis die saadjie tot jou persoonlike verhouding met God. Okay, hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. So hy verduidelik dit om vir ons te sê, as jy wil oorwin in jou geestelike lewe, as jy wil persoonlik met God 'n pad stap, moet jy onthou dat Jesus is die seun van God. As jy dit kan vang, het jy baie dinge gevang. Onthou, baie mense van sy tyd het getwyfel in God se seun, Jesus, né? Dit is hy met 'n hoofletter wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Okay, dan gaan hy aan, hy sê, dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Die Heilige Gees, die Gees, God se Gees is die waarheid, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. As jy in die 83 vertaling of 'n ander vertaling is, gaan jy hierdie vers nie kry nie. Okay, hy is uitvertaal. Daar staan net, daar's 3 wat getuig. Groot fout. Okay. Vers 8 sê, en daar's 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en hierdie 3 is eenstemmig. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom hy sê, die Gees, die water en die bloed. Okay, onthou, hy is besig om Jesus te verkondig as die seun van God, né? Okay, hy sê, want as ons die getuienis van die mense aanneem, wat dit gesien het, dat hy die seun van God is, as ons dit aanneem, die getuienis van God is groter. So mense kan vir jou sê, Jesus is God, maar die getuienis van God is groter. Hy verwys terug na die water, die Gees en die bloed. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom hy dit juist daar aanbring. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. Wanneer het God aangaande sy seun 'n getuienis gegee? Ons gaan nou daarby kom. Okay, en dan gaan jy die koneksie grasp. Okay, vers 10. Alright, so ek gaan net eers daar stop, en dan gaan ek gou die koneksie maak, en dan gaan ons na vers 11 toe. As jy hierdie gelees het tot hier toe, wanneer het God Jesus bevestig as sy seun? Die eerste keer. Kan jy hulle onthou? Johannes, Matteus 3. Wat het daar gebeur? Die dag toe Jesus gedoop is, deur Johannes die Doper. Wat het daar gebeur, julle? Die Vader het hom bevestig. Die Vader het gesê wat? Dit is my geliefde seun,
in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. So hier was die goddelike drie-eenheid betrokke. Jesus is daar, Johannes doop vir Jesus, Jesus word gedoop deur Johannes, né? En God praat uit die hemel uit en sê, dit is my seun. En die Heilige Gees daal neer in die vorm van 'n duif op hom, Vader, Seun, Heilige Gees, al drie betrokke in Matteus 3, né? So nou sê hy, daar's drie wat getuig op die aarde. Die Gees en die water. Die water verwys na Jesus se doop toe, wat getuig, want wat het by daai water gebeur? Onthou jy, dit niks met redding te doen nie. Jesus het nie nodig gehad om gered te word nie, maar nou nie my misquote nie. Ek sê nie die doop het hom gered nie, want hy het nie redding nodig gehad nie. Ek sal nooit in my lewe sê dat die doop jou red nie, want dis nie waar nie. Okay. Maar dat dit 'n getuienis is, wat Johannes heen verwys, dat die getuienis kom, verstaan jy nou wat in Johannes 1 Johannes 5 verduidelik word? Hy sê, dit is wat getuig. Die oomblik toe God het hom bevestig. Nou as jy teruggaan en jy gaan lees weer daarvoor, wat hy sê, as jy dan die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter. Vers 9, maar vers 8 sê hy, daar's drie wat getuig op die aarde, die Gees, die Heilige Gees, die water, met ander woorde, die doop van Jesus toe God hom bevestig het as sy seun, en dan ook die bloed van Jesus Christus van die kruis, wat jou redding bring. Daar kom jou redding in, by die bloed. Okay, alright. En dan bevestig hy sommer die goddelike drie-eenheid in die volgende vers, want daar's drie wat getuig in die hemel. Ag, die vorige vers, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Die Vader, die Woord is Jesus en die Heilige Gees. Die Woord, hoekom weet ek die Woord is Jesus? Want Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die Woord en die Woord was God en die Woord was by God. En vers 14 sê, die Woord het vlees geword en onder ons kom woon. Sien julle hoe ek die koneksie maak? Ek wil hê jy moet nou nie, ek wil dit nie vir jou moeilik maak nie, maar ek moet tog vir jou verduidelik hoekom hier goed daar staan, sodat jy verstaan dat God het hom, en nou is Johannes besig om te skryf. Hy is nou te sê, ouens, ek wil vir julle wys die hoe vas is die getuienis van God op sy seun Jesus. Want dis belangrik dat jy by die volgende vers uitkom. En hier kom die oplossing. Hoor nou die oplossing. Hier is die oplossing. Dis al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. Vers 11 tot 13 sê, en dit is die getuienis van God. Wat die getuienis wat ons nou net van gelees het. Wat is hierdie getuienis? Dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is waar? In sy seun. Hoor, nou kom bevestig hy dit. Hy sê hy wat die seun het, wat van hom? Hy het die lewe. Hy wat die seun van God het nie die lewe nie. That's all. Het jy die seun van God? Ja. Het jy nie die seun van God nie? That's the only question. Dis nie, is jy perfek, is jy nie perfek nie. Het jy goeie werke gedoen, het jy nie goeie werke gedoen nie. Het jy voorbeeldig gelewe, het jy nie ja, daar is alles bysaak, ons gaan nou daarby kom. Maar die crux is, die bottom line, die fondasie is, het jy die seun? Ja of nee? Is jy gewas met die bloed van Jesus Christus? That's the bottom line. En dis waar jou verhouding met God begin. Ek sê net weer, dit het niks met die waterdoop te doen nie. Dit het te doen met die bloed van Jesus Christus. Jy moet my baie mooi verstaan. Daar's net 'n koneksie met die verduideliking. Okay. Nou hoor hoe mooi maak Johannes bou hierdie ding vir my verskriklik mooi op. Hierdie is Salome se favourite verse in die Bybel. Sy sê altyd hierdie is haar favourite gedeelte, want dit gee vir mense geloofsekerheid. Kan ek gou weer, ek gaan nou uninterrupted dit lees, dat jy dit mooi hoor in volgorde. Hy sê, dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, versekering, het die lewe. Wie die seun van God nie, het nie die lewe nie. Hoor gou hierso, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in, nie aan nie, in die seun, in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. En as jy tot nou toe genoeg gegraasp het, hy sê, as jy dat jy die ewige lewe het en kan glo, hoe in die naam van die seun van God. So geloof in die naam van die seun van God is die ontmoeting wat ek en jy op hierdie aarde nodig het om in verhouding met hom te staan. Dat jy verseker weet dat jy gewas is met die bloed van Jesus Christus wat hy vir jou aan die kruis van Golgotha gestort het. That's it. Dis wat jy nodig het. Nothing more, nothing less. Sodra iemand begin preek, jy het Jesus plus dit nodig, jy het Jesus plus dat nodig, is hulle besig om dit wat Jesus in die kruis gedoen het, ongedaan te maak.
Want dit beteken Jesus se bloed was nie goed genoeg nie. Is dit nie so nie? As iemand vir jou sê, jy moet gered word deur die bloed van Jesus, maar jy moet ook, dan sê hy eintlik vir jou, Jesus se bloed was nie goed genoeg om jou te red van die ewige dood nie. Jy het nog mensgemaakte goed nodig. Which is not true. Want hy wie die seun het die lewe. Hy wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Punt. En dit is wat ek daai dag in daai myn vir die Here gesê het. Here, ek wil net seker maak ek het U. Ek wil net seker maak U is by my, U is in my. Want ek wil nie net glo aan die naam van God nie. Ek wil glo in die naam van God. Want daar is 'n groot verskil. Want om aan hom te glo beteken net ek glo in sy bestaan. Maar om in hom te glo beteken net ek kom op 'n punt in my lewe wat ek my geloofsvertroue in hom verplaas. Ek glo nie meer in myself nie. Ek glo nie in my werke nie. Ek glo nie in my ability nie. Ek glo nie in enigiets anders nie. Ek glo nie in enige ritueel van kerk toe gaan of Bybel lees of wat ook al nie. Ek glo net in hom, in sy bloed. Het julle hom? Dan verplaas ek ons my vertroue in hom en in hom alleen. Ek hoop nie ek jou vanoggend geconfuse nie. Ek hoop ek het vir jou dit probeer duidelik maak dat dis die antwoord. Dis waaroor dit gaan. En ek wil jou aanspoor want dit is hoe jou verhouding met God gaan werk. Dit is jy moet die keuse maak. Ons almal moet by eerste ontmoeting kom. As ons nie by eerste ontmoeting kom nie, as jy kom by daai oomblik wat ons die eerste keer hom ontmoet nie. Enige ontmoeting begin ons met 'n handshake ontrent. Die meeste mense wat jy ontmoet, behalwe as jy my dalk baie keer ontmoet met 'n drukkie, maar skus. That's me, maar wat ek net sê is 'n eerste ontmoeting oor die algemeen begin met 'n hallo, aangename kennis. Ek's Piet. Nee ek nie. Piet. Maar in elk geval, jy moet begin met 'n handshake. Jy moet begin met 'n voorstel. Partykeer begin dit met 'n kopknik, net 'n acknowledgement. Maar dan moet dit oorgaan na meer om 'n verhouding te wees. Is dit nie so nie? So ek kan nie staat maak daarop dat ek het Jesus al elke keer ontmoet in my lewe, of ek weet van Jesus was al daar, of Jesus het my al gehelp met hierdie probleem, of ek het al gebid en daar was 'n gebed verantwoord, want God is goed. Maar hy het ek hom regtig genuine ontmoet, het ek my geloofsvertroue in hom verplaas. Dis wat saak maak. Dit is waaroor dit gaan. Jy sien, ek moet nie net ontmoet deur kennis van hom te hê nie. Dit gaan nie oor algemeen in hom kennis hê, dit gaan oor 'n vriendskap, dit gaan oor om te vorder. Dit is nie net om te weet van hom nie, maar om hom te ken. Omdat net die Bybel sê die duiwels glo ook. Hulle glo ook aan hom. Maar hulle sit daar, Jakobus 2:19 dink ek. Ja, Jakobus 2:19. Hulle sê hulle glo ook. So net om te glo dat hy bestaan is nie goed genoeg nie, maar om in hom te glo. Ek hoop julle verstaan die verskil tussen in en aan. Gaan kyk nie Johannes 3:16. Die bekendste vers in die Bybel. Sê hom gou saam met my, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Nie aan hom glo nie, elkeen wat in hom glo, elkeen wat sy geloofsvertroue in hom verplaas het. Here, ek is 'n sondaar, ek is op pad hel toe, ek gaan in die verdoemenis wees, ek is sonder die koninkryk van God, ek is verkeerd gebore, ek is in sonde ontvange gebore, Psalm 51 vers 7, maar net as ek my geloofsvertroue in U kan verplaas, dat U my gered het aan die kruis, dat U my gewas het, dat U vir my opgestaan het, nou kan ek, as ek my geloofsvertroue verplaas, dan beteken dit, nou glo ek nie net aan hom nie, nou glo ek in hom. Want as enigiemand van my vra, as enigiemand van my vra, Marius, hoekom moet jy die ewige lewe? Hoekom glo jy 100% as jy nou jou laaste asem uitblaas, dat jy teen die ander kant by God gaan oopmaak? Dan sê ek dat my antwoord is, omdat Jesus vir my gesterf het. En ek het hom aangeneem. Dis die enigste rede. Het gaan nie oor predikantskap nie. Dit gaan nie oor kerklidmaatskap nie. Dit gaan nie oor doop nie. Dit gaan nie oor gawes nie. Dit gaan nie oor werke nie. Dit gaan oor niks anderster as Jesus Christus nie. En as jy dit kan snap jy baie. Die res kom daarna. Ek werk nie om in die hemel te kom nie. Ek werk uit dankbaarheid vir die Here omdat hy my gered het. Doen ek wat ek kan doen om ander mense ook in die koninkryk te kry. Om ander mense te help, om 'n voorbeeld te wees of om mense na die Here toe te lei of wat ook al. Dit waarvoor die Here my toegerus het. En vir jou. Ek moet Jesus aanneem. Jy kan dit afneem as jy wil. Ek gaan net vinnig daaroor hardloop.
Hierdie is belangrik. Wanneer ek Jesus vir die eerste keer ontmoet, is hierdie volgende goed belangrik. As jy hierso sit en jy twyfel of jy dit reg gedoen het of al gedoen het of wat ook al, maak nie saak of jy wil dalk dit vir iemand anders stuur. Wat jy voel, hulle moet dit weet. Dan wil ek neem dit af. Nommer 1. Besef dat jy 'n sondaar is. Psalm 51 vers 7 sê ek is in sonde gebore as gevolg van Adam en Eva. Né? OK. Nommer 2. Ek moet op 'n punt in my lewe kom dat ek dit erken. Ek moet dit besef. Ek moet dit erken. As ek nie erken dat ek verlore is nie, kan ek nie deur hom gered word nie. Want solank ek op myself gaan staat maak, gaan ek bly op myself staat maak. Nommer 1, besef. Nommer 2, erken. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, ek is 'n sondaar. Julle ken ons 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, né? As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan ons gemeenskap met mekaar. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Vers 9 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. OK. So jy moet dit erken. Nommer 3, jy moet tot God roep. Hy het sy deel gedoen aan die kruis. Hy het klaar gedoen wat hy moes doen. Hy het gesê tetelestai. Hy het dit volbring, hy het betaal, hy het sy lewe gegee. Hy het sy alles gegee. Nou moet ek na hom toe gaan. Johannes 1 vers 12, ek moet hom nooi. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So ek moet hom aanneem. Nommer 4, ek moet hom ontvang in my lewe. Ek moet hom vra om my verlosser te wees. Gaan kyk na Romeine 10 vers 9 en dan obviously dit wat ek nou gelees het in Johannes 5. Gaan kyk bietjie na hierdie gedeeltes en dan sal jy sien wat ek vir jou hierso probeer sê. As daar enige onduidelikheid is of vrae is of wat ook al, kan jy met my praat. OK. Wat is die verskil tussen die eerste Adam en die tweede Adam? OK, so jy sal agterkom as jy in die Bybel lees, gaan jy hoor van die eerste Adam en die laaste Adam. Ekskuus, nie tweede Adam nie, die Bybel noem hom die laaste Adam. OK, as jy gaan soek vir laaste Adam, jy kan 'n bietjie gaan kyk. Dit is die verskil tussen die twee. Die eerste Adam het ons in sonde gesit en die tweede Adam het ons uit sonde uitgehaal. Dis net deur 'n perfekte mens wat sondeloos volmaak was vir 'n ruk, wat die sonde kon kom en die vrug daarvan kon deurdring na die hele menslike geslag, maar dit is net deur een perfekte Adam wat vir ons gesterf het, wat ons nou uit hierdie vloek kan kom van die sonde. En dit is belangrik dat ou dit snap. Hy sê in 1 Korintiërs 15:45, soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, maar die laaste Adam het 'n lewendmakende gees. Kyk, dis anderster, né? So die tweede Adam het ons kom loskoop. OK, so ek moet met jou praat oor plaasvervangende versoening. Want jy sien, jy kan nie jou eie versoening bewerk nie. En dis wat mense partykeer verkeerd doen. As ons praat oor verlossing, ons praat oor redding of ons praat oor wedergeboorte, hoe jy dit ook al wil noem. Ek hou van die term wedergeboorte want dit sê vir my dis 'n geboorte, dis iets special. Dit is soos Nikodemus in Johannes 3, né? Daar hy en Jesus praat oor geboortes. Hulle praat nie van enigiets anders nie. Dit is 'n genuine aksie van geboorte. OK. So, wat is plaasvervangende versoening? Plaasvervangende versoening is iets wat God ingebring het van die begin af. Iemand vra nou onder vir my en ek kon nie verstaan hoekom die persoon die vraag vra nie. Miskien sit jy ook met daai ding in jou kop. Iemand vra nou onder vir my so die blou tyd, maar dit is onthou net jy moet vra. En as 'n mens ietsie verstaan, is dit beter. Iemand sê vir my, maar hoe het die mense gered geword in die begin voor die wet van Moses daar was? Want eers by die wet het daar gekom, verlossing gekom deur die wet en die goeie, so sê ek, nee, jy vergeet iets. Jy vergeet van die offers wat ingestel is vir sondoffers het al gebeur van dag 1 af van die sondeval, reg deur, dis net bevestig later in die wet en deur Moses en so. So ons moenie vergeet nie, en ek wil dit vir jou wys. Wat is plaasvervangende versoening? Plaasvervangende versoening beteken, iemand sterf in my plek. OK, ek wil dit so illustreer. My bakkie is op Salome se naam, né? Ek kon nie krediet kry nie. Sy sê ek praat nonsens. OK, nee, kom ek vertel gou vir julle. OK, dis so goed soos jy ry deur 'n speed trap, né? Met 'n ander ou se kar. Sê nou maar, ek ry met die bakkie en die bakkie is op Salome se naam, né? Nou ry ek deur die speed trap, nou speed trap hulle my. Ek het bestuur. Ek is skuldig. Ek het te vinnig gery. Maar in ons familie werk dit nie so nie. OK, is andersom. Nou soek ek weer moeilikheid. Nee, ek is nou besig om my eie storie te interrupt. OK.
Okay, hier kom hy. Ek ry met my bakkie op Salome se naam deur 'n speedtrap. Wie kry die kaartjie in die pos? As die pos nog werk. Salome kry dit. Of wie kry die e-mail? Salome. Of wie kry die SMS? Salome. Wie gaan betaal dit? Sy. Né? Dis aan haar kar, is haar bakkie. Okay, maar dis presies soos dit werk. Ek wil jy moet gou hierdie konsep hoor van plaasvervangende versoening. Ek het oortree deur te vinnig te ry. As sy gaan en sy kry die boete in die pos of waar ook al. En sy gaan na die verkeersdepartement toe. En sy gaan betaal die boete namens my. Sy gaan daarin en sy sê ek wil graag hierdie boete op my naam betaal en wat ook al. En al is die bakkie nie op my naam nie. Dis ek bedoel nie op haar naam en dalk op my naam, maar sy gaan nog steeds en sy vat die geld en sy gaan betaal dit fisies by die verkeersdepartement. As ek nou oor 'n rukkie weer daar kom en ek sê hoor ek wil net gou hierdie boete betaal, wat gaan hulle vir my sê? Dis klaar betaal. Dis plaasvervangende versoening. Dis klaar betaal. Hoekom wil jy weer betaal as jou vrou klaar betaal het? Hoekom wil jy weer betaal as Jesus klaar betaal het? Why do you want to make it complicated? As hy dan betaal het aan die kruis, as hy gesê het, dit is volbring, ek het betaal, Griekse woord, tetelestai. Tetelestai is 'n finansiële woord, wat in die finansiële wêreld gebruik was, as jy iemand iets geskuld het, en jy klaar die skuldbrief, daai tyd het hulle met skuldbriewe gewerk, as jy klaar die skuldbrief, jy die laaste paaiement op jou skuld betaal, dan het hy, die persoon aan wie jy geskuld het, die skuldbrief gevat en 2 strepe deurgetrek en boor die skuldbrief geskryf tetelestai, ten volle betaal. Dis plaasvervangende versoening. Jesus het klaar betaal. En ons kan teruggaan, ons gaan kyk na hierdie voorbeelde, gaan kyk na die heel eerste dag toe sonde gepleeg is, hoe het God reggemaak, toe hulle agterkom hulle is naak, hoe het hy hulle bedek? Met 'n dier se vel, wat het met daai dier geword? Die dier het in die plek van Adam en Eva gesterf, plaasvervangende versoening. Gaan dink aan nog voorbeelde, jy kan soveel, Kain en Abel, hulle het geoffer, vir wat? Sondoffers. 'n lammetjie moes sterf, daarom is Abel se offer aangeneem. Want 'n lammetjie het in sy plek gesterf. Groente en vrugte kan nie in my plek sterf nie. 'n lammetjie moes sterf. Daarom is Kain se offer verwerp, want hy het nie bloed geoffer nie. Niks te doen met die winderige dag en die rook wat skeef getrek het soos in die kinderbybel nie. Niks daarmee te doen nie. Dis 'n wanpersepsie julle. Dit gaan oor wat jy offer. As jy bloed offer, die Bybel sê vir my, want sonder bloedvergieting sal daar geen vergifnis plaasvind nie. Dis waaroor dit gaan. Gaan kyk na al die voorbeelde, gaan kyk na Noag het geoffer net na die ark op Ararat gaan gestrand het, hulle voet op die droëgrond gesit het. Abraham en Isak se offer. Wat is Isak van 'n beeld vir ons? Op die berg Moria, so by the way, wat baie closely aan Golgotha is. Party mense reken is dieselfde berg. Wat is die simboliek daarvan? Isak die seun het gesterf, moes sterf, en as 'n plaasvervangende lammetjie in sy plek gesterf. Dis amazing. Is jy ook opgewonde oor dit? Nou lyk net beter. Okay, so kan ons aangaan. Eksodus 12, die plaasvervangende versoening van Eksodus 12 en die Passover van die dood van die eerstgeborenes. Dis plaasvervangende versoening. Dis waar dit gaan nog altyd deur en dit alles wys heen. En dis hoekom Johannes later kon sê, toe hy daar loop en uiteindelik, hier is die lam van God. Verwys dan na al die plaasvervangende versoenings toe en hy wys, hier is die genuine lam wat nou gekom het. En dis hoekom hy kon gesê het op 2 plekke, Johannes 1:29 en Johannes 1:36, het hy gesê, daar is die lam van God, want hy het gesnap wat die lam kom doen het, terwyl die res van die wêreld dit nog nie gesnap het nie. In Levitikus 8 vers 18 sê hy vir ons met ons hande, of met daai tyd, met die offers moes iemand, die sondoffer moes jy jou hande op die lammetjie se kop sit, om jou te vereenselwig met die lam, en dan word sy keel afgesny. Dit klink grous, maar dis soos dit gewerk het. So ek wil jou vandag vra, het jy al jou hande op die lam gesit? Het jy al jou hande op die lam gesit? Het jy jouself al vereenselwig met Jesus, die lam van God? Dis waaroor dit gaan. Wie die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En daarom kon Jesus gesê het, dit is volbring.
Want hy was die volmaakte, volkome, perfekte lammetjie gewees. Ek praat van jou met jou vandag oor jou ontmoeting met God. En dit is belangrik dat jy dit moet snap. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. En ek gaan baie vinnig wees, want ek wil by 'n spesifieke voorbeeld uitkom en dan gaan ek afsluit. 'n Paar voorbeelde van mense wat God ontmoet het. Een van hulle is Paulus op die pad na Damaskus. Ek het hom nou genoem, ons almal wil so ondervinding hê, ons wil baie graag so ondervinding met die Here hê, maar ek wil net vir jou wys die verskillende tipes ontmoeting. Hierdie was 'n bonatuurlike, fantastiese ontmoeting wat Paulus gehad het, maar dit is nie vir almal van ons beskore om op presies daai manier gered te word, of om op daai manier met Jesus kontak te maak nie. Jy's 'n individu, God sal jou ontmoet waar jy is, hy sal jou kom soek, en as hy vandag met jou praat, is hierdie jou Damaskus pad ondervinding dalk, of wat ook al. Onthou van Nikodemus die fariseer, Nikodemus die wetgeleerde, Nikodemus die kennis wat hy gehad het van die skrif en die skrifte. En hy kon alles in die Ou Testament navors, hy was 'n geleerde man, maar weet julle, hy het nog steeds nodig gehad om 'n persoonlike gesprek met Jesus te hê in Johannes 3. En as dit nie vir Nikodemus was en sy vraag, maar wat moet ek doen om die ewige lewe te hê nie, het ons Johannes 3 vers 16 gemis. Het ons die hele Johannes 3 ondervinding gemis, waar Jesus van vertel van die twee geboortes. Die geboorte uit die vlees uit, wanneer jy gebore word uit jou ma se maag, en dan is daar 'n ander geboorte, wanneer jy in die gees gebore word. Wanneer jy gered word, wanneer jy gewederbaar word, wanneer jy wedergeboorte ondervang, 'n tweede keer gebore word. En selfs Nikodemus, met al sy kennis, het dit misverstaan. Hy sê vir Jesus op 'n stadium, moet ek nou weer teruggaan in my ma se maag in? En dan moet ek nou weer 'n keer gebore word, sê ek dink Jesus het vir hom gesê, Nikodemus, mapsticks. Spraak ons van geboortes, 'n geestelike en 'n vleeslike geboorte. Die vleeslike geboorte het jy klaar, jy kan nie terug aan jou ma se maag toe, die shame. Het gaan oor jou geestelike geboorte. Sorry, ek rafel weer uit. Onthou hulle 'n Romeinse offisier, né? Italianer, offisier wat daar by die kruis gestaan het, né? Sy ontmoeting met Jesus was totally anderster. Hy staan daar as iemand wat Jesus gehelp veroordeel het en wat ook al, en toe hierdie Jesus sterf, en hy het ervaar, en hy het gesien, en hy het beleef, en hy sien hierdie ou sê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy spreek hierdie goed oor hierdie volk uit, en hy spreek hierdie goed oor mense uit, en hy sien wie hy is, toe sê hy waarlik, hy was die seun van God. Is dit nie ontmoeting nie? Dis ontmoeting van 'n Gentile. Wow. Dis nooit dieselfde nie. Die vrou in Johannes 8, van my favorite stories. Hoe was haar ontmoeting? Sy is tot die dood veroordeel. Sy is op haar knie, hulle gaan haar nou doodgooi met klippe. En hy kom en hy ontmoet haar, hy vat haar. Hy sê vir haar, waar is hulle wat jou veroordeel? Hoor dit sê, hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Maar gaan en sondig nie weer nie. Daai compassion, daai mooi ontmoeting wat hulle twee gehad het, en ek dink sy was nooit weer dieselfde nie. Nooit weer was sy dieselfde nie. Want sy het 'n ontmoeting, sy het 'n personal ontmoeting met die Here gehad. Ag, daar is soveel ander voorbeelde wat ek vir jou kan gee, maar ek wil graag kom by die hoogtepunt volgens my, die grootste voorbeeld vir my personal Nuwe Testamentiese Here. Julle weet wie hy is, ek is baie soos hy. Ek dink ook, ek praat en dan dink ek doen en dan dink ek, en ek vra groot om verskoning dat ek so is, maar dis ek werk aan. Maar my personal favorite van almal, Petrus. Hy het nie net een ontmoeting met Jesus gehad nie. Hy het 'n paar gehad. Hy het nodig gehad dat hy kort met Jesus moes connect. En dit wys vir my dat 'n ondervinding, 'n ontmoeting met God is nie 'n eenmalige ding nie. Dis 'n present continuous tense. Dit is 'n verhouding. Wat is heiligmaking? Dit is om in verhouding met die Here te loop. Ja, daar kom geestelike dissiplines by. As ek mos nou Jesus een keer ontmoet het, dan kan ek mos nou nie, as mense vir my sê, Marius, het jy al die Here ontmoet? Ja, nee, in 1992 of 1987 of 1976 of 2013 het ek die Here ontmoet en nou is ek okay nie. Nee, wat van vandag? Wat van 2025? Wat van November 2025? Wat van vandag? So dit is nie net van ek het God ontmoet en is klaar nie. Daar moet progressiewe ontmoetings in jou lewe wees. Jy moet die heeltyd met die Here in verhouding loop. Jy moet progressief groei in hom. Jy moet vorentoe gaan. Daar moet verdere ontmoetings in my lewe wees. Nie net 'n ontmoeting en as ek klaar en as ek my een broer het gesê op 'n stadium, ek het my ticket hemel toe my kaartjies geknip.
Ek weet dit is verkeerd. Ek het dit vir hom gesê ook. Maar dit is baie keer, ekskuus, ek haal nie my broer uit nie. Ek sê maar net, party mense het daai denkwyse en ek weet hy het dit nie regtig bedoel nie. Maar dit is die denkwyse wat party mense het. Ja, Jesus het my gesterf. Ek het hom my hart, ek het lief Jesus in my hartjie ingenooi. Dis wat mense sê en nou is ek okay. Julle dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Ek kan mos nie net sê ja, die Here is in my hart, nou kan ek maak wat ek wil nie. Daar moet verdere ontmoetings in my lewe wees. Petrus, kom ons kyk gou na hierdie man. Die eerste keer dat hy Jesus ontmoet het. Daar in Lukas 5 vers 8 ontmoet hy Jesus, daar by die wonderlike visvangs. Hulle het die hele nag vis gevang, en hy's moeg, en Jesus sê vir hom, gaan terug, gaan gooi jou net uit, en hy sê, ag Here, ons het die hele nag gevang. Sê Petrus, luister vir my, gaan terug, gaan gooi jou net uit. En weet julle wat, toe Petrus daai visse vang, en hy sien wie Jesus is, wat het hy vir hom gesê? Gaan weg van my, want ek is 'n sondige mens. Dit is 'n ontmoeting. Dis 'n erkenning. Dit is al daai ander punte wat ek nou vir jou gegee het. Dis 'n openbare belydenis van Here, ek is sondig, ek is verlore sonder U. Dit is net vir my amazing. By Caesarea Philippi, dis seker ook een van my favorite stories oor ou Petrus, is by Caesarea Philippi. Nou die agtergrond van Caesarea Philippi is van so 'n aard dat Caesarea Philippi was 'n plek waar daar baie afgode was en baie afgode dienaars en dit was eintlik 'n gaga plek. 'n Jood het nie daar gehoord nie. Dit is definitief nie kosher daar nie. Okay, daar was afgodsoffers en allerlei dinge en dis 'n rowwe plek gewees. Okay. Maar hoor gou Jesus se sin vir humor. Hy vat hulle juis soontoe. Nou loop hulle by Caesarea Philippi in. Nou is dit hierdie God word aanbid en daai en die en dis afgodsoffers en dit stink van afgodsoffers en dit is 'n verskriklike vieslike plek vir iemand om in te wees. En Jesus gebruik daai background en hy sê vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle sê, oei, is Elia, een van die profete, dit, en hy sê, wie sê julle is ek? Hoor hoe trek hy hom personal? Wie sê jy is ek? En Petrus sê, u is die seun van God. En hy sê vir hom, jy sal Petrus genoem word, nie meer Simon nie, op jou sal ek my kerk bou. Daai ontmoeting weer, daai realization is massive. Daai storie gaan ongelukkig aan, na rukkie het Petrus nou maar weer 'n fout gemaak in sy voortvarendheid, maar dis okay. By die avondmaal is dit weer nodig dat Jesus weer met Jesus ontmoet. Want jy sien, Petrus was maar 'n moeilike poeier. En hy het kort vergeet. En daai dag, toe Jesus op sy knieë gaan voor hulle en hulle was hulle, wil hulle voete was, toe sê Petrus vir hom, Here, ek kan nie toelaat dat hy nie my voete was nie. Was my kop, was my hande, was my lyf, want ek is sondig. Ek het U nodig. Nog 'n ontmoeting. Na sy verloning, hy het Jesus slaaf verloon, die opstanding is verby. Alles is verby. En Jesus, nou loop Petrus met hierdie skuldgevoel in sy kop rond. En hy het seker vir homself gesê, ek is nie waardig nie. En Jesus kom na hom toe in Johannes 21, nadat hy opgestaan het. En hy kom na hom toe weer in Johannes 21, hy sê vir hom, Petrus, seun van Jona, is jy vir my lief? Ja, Here. Hy sê weer vir hom, is jy vir my waarlik lief? As jy genuine vir my agape lief, gaan kyk bietjie na die oorspronklike taal. Hy sê nie vir hom, het jy my lief as 'n vriend, soos in wat Petrus hom geantwoord het met die woord filio nie, hy antwoord hom met die woord agape. As jy vir my onvoorwaardelik lief, eers verstaan Petrus dit verkeerd, en dan die laaste keer, dan sê hy vir hom, Here, U weet alles, U weet dat ek die agape met my hele lewe, ontmoeting met God, nog ene, 'n dieper ontmoeting, en Petrus is nooit weer dieselfde na die uitstorting van die Heilige Gees nie, nooit weer nie. Ek wil vir jou 'n videoklip wys, en ek wil jy moet gou saam met my kyk, is 'n lang klip, hy's 5 minute plus, ek wil jy moet saam met my hierdie klip kyk, en ek wil net gou die background gou vir jou gee. Die background is, dit kom uit The Chosen uit, maar dit gaan oor, en ek weet daar's baie mense wat nie hou van The Chosen nie, daar's baie mense wat sê daar's baie inligkunde, ek sê, kyk verby dit, kyk verby wat jy dink. Petrus, volgens Chosen, was Petrus se vrou, Eden, was swanger gewees, en sy het die babietjie verloor.
En Petrus loop met hierdie absolute wrok in sy hart teenoor Jesus, vir dae. En hy sê, maar u gaan en u wil vir die Gentiles, hulle fights uit mekaar het gemaak, maar ek, wat vir u lief is, ek loop saam met u en u sien my nie raak nie, u sien nie my seer raak nie, u sien nie Eden se seer raak nie, u sien nie ons seer raak nie. En hy's verwytend, hy's dikbek. En dan vind hierdie loop op die water plaas. Hierdie goed is nie alles, dis nie Bybels nie, van Eden en die swangerskap en so aan nie, maar dit skets vir my net 'n agtergrond van hoe ek al gevoel het, hoe jy dalk al gevoel het. Jy het dalk al gebid en vir die Here gevra, Here vir iets, en jy het gevoel die Here het jou nie geantwoord nie. En jy loop met iets in jou hart. Ek wil hê jy moet saam met my na hierdie klip kyk en ek hoop hy raak jou hart soos dit my hart geraak het, elke keer as ek hierdie klip gekyk het. Hierdie klip raak 'n mens se hart. Ek dink wat my die meeste van hierdie klip ontstel of wat ook al is, selfs toe Petrus terug is in die boot, het jy gesien, hy's terug in die boot, hy's veilig, en hy bly klou aan Jesus, en sy woord is, please don't let me go, please don't let me go. Want hy weet, hy het nou besef, hy kan nie sonder Jesus nie. Daar was soveel ontmoetings tussen Jesus en Petrus, daar was soveel nodig gewees, en voel jy nie dalk ook vanoggend dalk, voel jy dat jy het ook meer ontmoetings met die Here nodig? Ek hoop so. Ek hoop ek kon jou inspireer om vir jou te sê, jy's nie alleenig as jy voel jy het nog ontmoetings met Jesus nodig nie. Jy het dieper ontmoetings met hom nodig. Jy het gereelde ontmoetings met hom nodig. Jy het nodig om jou geestelike dissiplines op te skerp, om meer met hom in kontak te wees. Onthou, geestelike dissiplines red jou nie. Geestelike dissiplines gaan jou nie hemel toe vat nie, maar dit gaan jou verhouding met Jesus verbeter. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan my nader aan hom bring. So verder ontmoetings, onthou hierdie woorde, doen dit gereeld. Doen dit eerlik. Doen dit persoonlik. Net tussen jou en Jesus, alleenig, daar waar jy kan bely, daar waar jy jou hart kan uitstort, daar waar jy met hom eerlik kan wees, en enigiets vir hom te sê, want dit is veilig. Maar dit is ook belangrik dat ons gesamentlike ontmoetings met hom hê. Skakel in by 'n omgegroep. Skakel in by jou huisgodsdiens, jou groter groepie, waar jy net ander mense jou kan inspireer, jy ander mense kan inspireer, wat julle saam met die Here groei. By hierso, Sondag, waar ook al, dis gesamentlike ontmoetings, ons het al hierdie goed nodig. Maar dit begin by ontmoeting, dit begin by, ek moet God ontmoet. En ek wil regtig bid dat jy 'n honger sal ontwikkel, om meer ontmoetings met God te hê, dieper ontmoetings met hom te hê, betekenisvolle ontmoetings met hom te hê. Mag die Here vir jou seën en jou bless hierdie week, en mag jy regtig ervaar, dat jy amper soos Petrus 'n oomblik nou sal hê, wat jy vir hom sê, please don't let me go, please don't let me go. As jy nodig het om vir 'n oomblik te sit, as jy en ander mense uitloop, en jy wil net vinnig vir hom ietsie sê, doen dit, don't let something rush you. En dan maak jy nie koneksie met hom nie. Volgende week praat ek met jou nie oor net jy moet God ontmoet nie, maar ons gaan 'n stapie verder vat na jy moet dat God jou toerus. Wat se equipment het ons nou nodig op hierdie pad van ontmoetings met hom? So volgende week praat ons met God met jou toerus. Mag die Here vir jou seën en met jou wees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend maar net vir u kan kom vra, please don't let me go. Please don't let me go. Ons almal was al daar waar Petrus was. Ja, Here, ons almal was al moedeloos, ons almal was al met tye wat ons u teleurgestel het. Ons was al met tye daar dat ons getwyfel het of wat ons verkeerde besluite in ons lewe gemaak het, of dat ons wat ook al gedoen het, maar Here, ons wil kom bid dat u genade oral sal wees, en dat ons ontmoeting met u, wat gegrond is aan die kruis van Golgotha alleenig, dat dit kan voortbou, want u is ons bevestiging, soos dit 1 Johannes 5 vir ons sê. U is ons bevestiging. En Here, u self het u seun bevestig in Matteus 3. En dis vir ons belangrik. As ons dan nie die getuienis van mense aanvaar, dat u die seun van God is nie, kom ons aanvaar dan die getuienis van God in Matteus 3, dat hy u seun is. En die Gees het op hom neergedaal, en u het uit die hemel uitgeroep en gesê, dit is my seun. As ons niks anders kan glo nie, moet ons dit glo, want u het dit bevestig. En uit dit uit kan Johannes vir ons nou skryf, as ons die seun het, het ons die lewe.
as ons die seën van God nie het ons nie die lewe nie. Help ons om dit te onthou en dit in ons hart te bære in ons verdere ontmoetings met U. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.